Goeienaand, dis donderdag en ons is almal weer saam en ons hoop julle gaan ook weer lekker saam kuier saam met elke een in hierdie familie. Altyd lekker om op 'n donderdag te gesels. Ja, baie welkom. Ons het 'n lekker week agter die rug en 'n goeie naweek en baie goeders wat weer voor lê die volgende naweek wat kom. Die interessante is dat hy 'n modeparade moet gaan open. Ek moet 'n modeparade open. Kan julle dit dink? Nou weet ek nie of ek moet gaan met 'n ou serpie en 'n wiekie en ek weet glad nie. Ek het nie 'n sulke goed nie, maar Dit is so 'n interessante enetjie eintlik, maar Ja. ek dink dit gaan so mooi en besonders wees in ja, elk geval, maar absoluut. ja, dit En was- die mense wat die modeparade hou, wat nou ouer mense is, ja. hulle sien so uit daarna. Hulle is gewoel en gewerskap vir geoefen hierdie week. hoor. Presies toch, ek dink dit gaan besonders wees, ja. So, maar ja, ons het ons eie giggels gehad oor hierdie, maar ek dink ook dit gaan iets mooi wees, veral omdat hulle met hulle harte so uitsien. Ja, absoluut. Ja, maar welkom aan almal. Lekker om weer saam te kuier. Ek kan nog nie sien wie se op Erna, niks as ek hallo nou Erna, sien. baie Daar's 'n welkom. Erna en Charlotte, baie welkom. Daar's daar's nog 'n klompie. Nog ander wat ek nie kan sien nie, maar welkom vir julle elke een. Ons hoop julle het ook 'n goeie week agter die rug. Ja. Hallo Celeste, Ja, sy. welkom. En geluk ook met die Lanka se verjaarsdag. Ja, Frits het 24, nee. Ja. En Ja. Sonja, welkom. Delise, Marks, baie welkom ook vir jou. Wat hy? Ja, ons soos wat ons hulle opkom, hallo Lee. Hallo Lee, baie Ja. welkom ook vir jou. En baie sterkte ook vir jou. Ons hoop daai uitslae is alles negatief. Yes, amen. Yes. Prys die Here. Ons spreek dit. Ja. So, ja. Dis nogal spanningsvol ook om daarvoor te wag, maar ons wag in vertroue, nê. Absoluut. Ja. Absoluut. So, nee, maar baie sterkte ook daarmee. Ons wil vanaand gesels oor 'n gedeelte wat baie mense ken en wat baie mense as hulle lewensvers aanvaar. En as ons goeie wense vir mense sê, dan haal ons gewoonlik hierdie vers onder andere uit om te sê, dis my goeie wense vir jou. En die vers is Jeremia 29 vers 11. Ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. 'n Toekoms en hoop. En hierdie twee woorde dra net een gedagte oor, daar moet 'n gunstige uitkoms wees. God se plan is, maak nie saak waardeur jy gaan nie, God wil vir jou 'n hoopvolle einde gee. En dan, as ek sê einde, dan bedoel ek nou nie, ons praat van die dood nie. Hy wil nog hier, terwyl jy lewe, in hierdie lewe, wil hy ook hê dit moet met jou goed gaan. En as 'n mens dadelik na die vers kyk, dan is die eerste ding wat uitstaan. Hy sê nie eintlik, ek ken die planne wat ek vir jou het nie, hy sê vir julle. Want dit gaan hier oor, dit is ook vir jou, maar dit gaan hier oor die volk Israel. Israel wat in 'n groot moeilikheid was. En hulle het 'n behoefte aan hoop gehad. En ons kan dit op ons lewens toepas, maar dit sal help as mense 'n bietjie weier kyk, wat sê hierdie vers nou eintlik? En dit begin met 'n brief aan die ballinge. So dadelik sê dit vir jou, hierdie is mense wat in gevangenskap ergens is, en ons weet uit die geskiedenis uit dat die volk deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Juis omdat die volk ongehoorsaam was. Hulle het nie tyd gehad vir die dinge van die Here nie, hulle was nie lus vir die huis van die Here nie, hulle wou die weë van die Here, wou hulle van niks weet nie. Ja, dat was absoluut 'n rebellie geweest Ja. oor God se planne en totale wette oortree en hulle het afgode aanbid, so hulle het maar net gedoen wat hulle wou, nê. Hulle het maar net gedoen wat hulle Ja. wou en een van die vreesaanjaende dinge in die lewe is, as jy daarop aandring, God jou gaan toelaat om te doen wat jy wil doen. Ja. Hy gaan nie vir jou, ons is nie robots nie, ons is nie geskep as robots wat
net alles gaan reg doen nie. Ja. Jy het 'n keuse, hallo Trudy. Jy het 'n keuse in dit wat jy doen. En nou sit hulle onder 'n vreemde heerser in 'n vreemde land, in 'n vreemde stad. En hulle is in ballingskap. Het jy jouself al ooit op 'n plek bevind waar jy nie wil wees nie? En baie keer is dit maar die gevolge van ons eie keuses, of dalk is dit keuses wat vir jou gemaak is. En dit voel vir jou, jy's in ballingskap. Dalk is jy in ballingskap as gevolg van 'n gebroke verhouding. Weereens dalk as gevolg van jou optrede, of dalk as gevolg van ander mense se optredes. Of jy is dalk getref deur 'n hartseer wat jy nooit sien kom het nie. Dalk voel dit vir jou op die oomblik, jy's in 'n dorre land, en jy is vervreemd van almal. Of dalk is jy kilometers ver. En ek weet van julle is kilometers ver van die vir wie jy lief is. Miskien is dit jou ballingskap dat dit uiterlik lyk asof dit met jou goed gaan, maar innerlik kwyn jy weg. Daar selfs die wat in ballingskap is, as gevolg van verslawing waarin hulle vasgevang is. Dalk voel dit vir jou, alles waarvoor jy gewerk het, word van jou weggestroop. Nou, 'n mens voel baie keer tog so, wat is tog nou die sin van al hierdie goed wat ek doen? En hier was die volk van die Here, was in soortgelyke situasie. Hulle was in gevangenskap, hulle was moedeloos, ballinge in 'n vreemde land. En tog wil die Here hulle daaruit. Vir die ontvangers van Jeremia se brief, en enige een vandag wat voel asof jy in ballingskap is daar hierdie belofte en 'n hoop om aan vas te hou. En daar's 'n paar dinge wat hierdie teks vir ons wil sê. God se planne, die eerste ding is God se planne vir jou lewe is beter as jou planne vir jou lewe. Maak nie saak waar jy is nie, God se planne bly steeds beter. Ek ken die planne wat ek vir julle het, sê die Here. Hy weet dat jy planne het. En jy het dalk planne. En dit is goed dat jy planne het. Maar God se planne is altyd beter. En jy hoef nie bang te wees vir God se planne nie. Want sy planne is beter. Israel was op 'n regtig slegte plek toe hierdie brief geskryf is. Hulle was weg van hulle families af, weg van hulle huise af, weg van hulle werke, besighede af. Mens dink net aan hulle onsekerheid, Ja. vrese wat hulle gehad het, en die verlang ook, die verlang na dit wat hulle gehad het, die verlang na hulle tradisies, na dit wat vas was, en hier sit hulle in hierdie baie vreemde land, maar God het eintlik ook guns gegee in daardie land, nee, want hy het gesê, dis 'n plek van vryheid, so jy kan bou, jy moet eintlik die vrede ook van die land. So, hy kom op 'n stadium, ek sien iemand het daar 'n ding geskryf, hy kom op 'n stadium, in hierdie situasie van hulle, en hy sê, ek dink aan julle. So ek wil dit vir jou sê op hierdie oomblik, maak nie saak wat jou situasie is nie, maak nie saak wat 'n situasie jou in bevind nie, God dink aan jou. En hy het vir hulle gesê, ek gaan julle terugbring. Die interessante nou hier is dat eers sê Nebukadneser het hulle weggevat, en dan vers 4 en 'n klomp ander verse sê God het hulle weggevat. So hy gebruik Nebukadneser in hierdie planne van hom. En Romeine 8 vers 28 herinner ons dat God se planne altyd goed is. Ja. Né? Of jy in ballingskap is, maak nie saak nie, hy sal dit ten goeie laat meewerk. Ja. En En dit bly net eintlik so interessant en hierdie is wanneer 'n mens hierdie ballingskap sien ook en dit wat hulle daar in daardie ballingskap beleef het, dis 'n lang seisoen. Dis 'n seisoen wat jy net voel maar net nooit gaan einde kry nie. ja. En in daai seisoen het hulle nodig gehad om aan die beloftes van God vas te hou, nê. En eintlik was Jeremia was dan nou die profeet wat dan nou ook vir hulle daarin begelei het eintlik.
Ja, en die Here sou sy beloftes nakom. Ja. Nou, hy gebruik eers vir Nebukadneser, later gebruik hy die koning van Persië, en later gebruik hy 'n ander koning. En koninkryke kom en koninkryke gaan, en die Here gebruik dit. Maar al die konings is dood. En die Here is steeds op sy troon. Ja. Hy is steeds in beheer. Ja. En jy moet dit onthou, as dit vir jou voel jy is in ballingskap, jy voel vir jou alles is verlore, as dit vir jou lyk asof iemand anders die touwtjies trek in jou lewe, en jy het geen beheer daaroor nie, onthou, God bly in beheer. En hy het planne vir sy mense. En hy sal dinge skuif, want hy is ook die God van geskiedenis. Hy is in beheer van nasies. Dis nou nogals interessant, ek het die ding weer lees, toe dink ek nou, waar sit ons in Suid-Afrika? Ja, ek het ook nogal daaraan gedink, nee? Ja. Dat al het lyk dit vir ons alles gaan buite plan. Ja. Is die Here steeds in beheer, want hy het planne vir ons. Ja. En hy sal getrou wees om sy beloftes ook na te kom. Ja. Hy het al reeds in Jesaja 46 daar in vers 11 het hy reeds oor hierdie ding gepraat, baie lank terug. En hy het gesê, ek roep 'n roofvoël uit die ooste uit, wat die land Persië was. En Persië sou dan 'n rol speel in hulle terugkom na hulle land toe weer. Ek dink 'n ding waarvoor 'n mens moet pas op is die stemme wat jy hoor wanneer jy in ballingskap is. Ja. Want mense het altyd 'n mening oor jou ballingskap. Ja. En hulle sê baie keer vir jou goed wat nie van die Here af is nie. Hier in Jeremia 29 sê die Here, pas op vir die profete en waarsêers wat tussen julle is. Want in hoofstuk 28 was daar iemand wat gesê het, nee, hierdie ballingskap gaan 2 jaar duur, terwyl die Here gesê het, dit gaan 70 jaar duur. En hy van die begin af het gesê. Ja, hy het van die begin af het gesê. Jy kan nie valse hoop gee nie. Ja. En dis wat ons dikwels doen, ons gee vals hoop. En ons kom sê goed wat so onbybels is. Ons praat gisteraand met 'n persoon wat in 'n reistool is. En dis, hy sê vir my, hoeveel mense het vir hom gesê al, dis omdat jy nie glo nie, dat jy nog steeds in die reistool is. Ek dink ons moet pas op vir sulke uitsprake. En ons moet pas op vir sulke mense. Jy het hulle nie nodig in jou lewe nie. Maar dan, 'n interessante ding, wat jy net nou gesê het, is dat die Here sê vir hulle, bou julle huise, terwyl julle in ballingskap is, bou dit daar. Bewoon dit, word meer, lê tuine aan, lê vrugtebome, groente aan, en eet die opbrengs daarvan, dat julle kinders ook baie word. Hy het hulle eintlik geseën. Hy het hulle geseën, né? Bevorder die belange van die stad. Hy sê alles in ballingskap. En die Here sê, bevorder die belange van daai stad. So wat hy eintlik sê is, leef in vervulling, en in julle omstandighede, en wees 'n seën ook. Wees 'n seën. Vir die omgewing, vir die Absoluut. stad. So, die Here sê, ek wil hê julle moet voorspoedig wees, al is julle in ballingskap. So, ons wil net daar uitkom. Ons wil die hele tyd daar uitkom. En dit is seker nou menslik om dit te vra. Maar in plaas daarvan om te vra die hele tyd, Here, hoe kan ek hier uitkom? Vra ook, Here, kan ek iemand of iets in hierdie omstandighede waar ek nou in is, kan ek dit seën? En kom ons sê dadelik van mekaar, ons wil nie hê jy moet verkeerd deur seën nie. As daar dinge is wat skadelik vir jou is. Jong, ons kry baie keer ouens in huwelike wat regtig nie goed optree teen die huweliksmaats nie. Jy kan nie dit seën nie, daai verkeerde optrede nie. Maar kyk rondom jou. Kyk, hoe kan jy die ding beter maak? Want daar's eintlik 'n goeie beginsel. As jy vir vrede en voorspoed bid in jou omstandighede, as dit rondom jou dan vreedsaam en voorspoedig word, dan gaan jy ook vreedsaam en voorspoedig wees. En daarom kyk rondom jou, kyk wie kan jy of wat kan jy in jou ballingskap seën. 'n laaste ding.
hoop en toekoms is 'n mens, nie 'n plek nie. Hier is die ongelooflike belofte. Hierdie mooi vers in vers 11. Ek ken die planne wat ek vir jou het. Maar vers 12 en vers 13 en vers 14 is ook mooi. En ons vergeet baie keer om dit saam te lees. Vers 12 sê, julle sal my aanroep tot my bid. Ek sal julle gebede verhoor. Vers 13, julle kan vra na my wil. Julle gaan my wil leer ken. Vers 14, ek gaan julle ontmoet. Ek gaan julle uit ballingskap uitkry. Ongelooflike beloftes wat die Here hier vir ons gee. So hoop en toekoms is nie 'n plek nie, dis 'n persoon. Dis 'n verhouding. Dis God. Te midde van jou ballingskap sê die Here vir jou, jy kan my vind. Jy kan na my toe kom. Jy kan tot my bid. Ek is jou hoop. Ek is jou toekoms. Ek gaan jou hier uitbring. Ek kan jou lot verander. Ek gaan jou bymekaar maak. Dit beteken eintlik ek moet hom eerste plaas in alles. Ek moet hom eerste En ek moet hom plaas. soek, intens in diepte soek met my hart, my siel en my verstand, met alles wat in my is. En dis waarmee ek hom moet aanbid. Want dan sal hy kom en hy sal dan ook homself kom openbaar. Ja. Ja. So die eerste doelwit is is my aanroep tot my bid, my wil Ja. ken, my ontmoet. Ja. En hy beloof vir jou. Op baie keer wonder ons oor hierdie goed, né? Ja. Miskien het iets met jou gebeur of jy's op 'n plek en dis nie jou keuse nie. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, maar dit weet ek. Daar is 'n almagtige God in jou storie. Ja. En hy sê, vertrou my. Ja. Want ek ken die planne wat ek vir jou het, sê die Here, planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om jy aan julle toekoms en hoop te gee. Daarom in jou situasie, dink ek 'n mens sou moet sê, Here, hoe kan ek verander? Want ek besluit om my hart vir U te gee. U weg en nie my weg nie, U planne en nie my planne nie. Ek vra vandag nie 'n plek nie, ek vra nie 'n bestemming nie. Ek vra selfs nie dat dinge moet verander nie. En ek hoop en bid dat dinge sal verander en dat die regte dinge in my lewe na vore sal kom. Maar Here, ek wil eers meer van U hê. Ek het U nodig. Ek roep na U vandag. Ek wil U vandag vind. En miskien is jou ballingskap nog môre daar, maar jy weet, God sal hemel en aarde beweeg om jou te bring vir 'n toekoms en hoop wat jy nodig het. Ja. Daarom ook in jou ballingskap moet jy weet, Jesus Christus is saam met jou daar. En kry meer van hom. Ervaar hom meer, weet dat hy teenwoordig is. En ek dink dit is belangrik en dis belangrik wat Michelle ook hierso sê, is let go and let God. En dit is nodig om te sê, maar ek laat gaan hierdie beheer. Ek stap in absolute geloof, ek omhels die pad wat God vir my uitgelê het. En ek dink is net 'n keuse wat ons moet sê, is dat vandag besluit ek laat gaan hierdie beheer wat ek het. Ek vertrou volkome op dat God vir my 'n toekoms het en dat hy vir my 'n plan het. En om dan te sien hoe God se planne in vervulling gaan. Ek dink dit is net 'n mens moet partykeer net jouself vrymaak van daardie plek waar 'n mens is om te sê ek kan nie, ek kan dit in elk geval nie uit my eie uitdoen nie. Maar ek dink die vraag is net, sal jy vandag hierdie stap neem? Wil jy vandag hierdie stap neem? Absoluut. Ja. Ek dink jy som dit mooi op. Ja. Kyk, ons self is nou in die situasie, van julle weet nou dat ons die einde van die jaar gaan klaarmaak hier in Rustenburg en aanbeweeg. Ons weet nog nie wat die planne is. Ja. So, ons kan planne hê en Ja. ons moet seker planne hê. Ja. Maar uiteindelik moet ons bly vra, wat is die Here se planne Ja. hierna? Ja. Né? Ja. En daarom moet ons naby hom bly. Dis eintlik 'n goeie voorbeeld. En daarom moet ons naby hom bly, sodat ons kan hoor wat is sy planne. Is waar. Dit is so. Absoluut. Dis absoluut in aanbidding, absoluut om soek met alles wat in ons is. Ja, ek dink dit is waar 'n mens in elk geval in al die omstandighede is. Yes.
Ek voel net hier is iemand, ek kry net ek het hierdie prentjie gekry van, jong, jy is baie geslaan, en dis, ek sien sommer net hierdie prentjie, hoe jou pa jou arm gegryp het, so vasgegryp het, en dan gee vir jou hierdie pak sla, en jou lyfietjie, dit was al as 'n kind, klein kind, en jou lyfietjie het sommer so gebuig, soos wat hy jou slaan. En ek vanaand voel dit net vir my, en ek het net 'n ontsaglike hartseer gevoel en ervaar, en 'n pyn, en dis ontsettend seer, en hierdie herinnering hou jou eintlik terug, maar dis asof God net vanaand vir jou wil kom genees na jou hart en jou gedagtes. Hy wil dit absoluut net vanaand kom genees. En hy wil net vanaand jou sê, he loves you with an everlasting love. Hy wil hierdie houe wat jy gehoor het, vervang met die ritmiese klop van sy hart. In sy arms wil hy jou vertroos, en hy wil jou versterk met sy regterhand, so hierdie regterhand wat jy altyd pak gegee het, wil hy kom, en hy wil daardie gedagte kom verander, dat sy regterhand is die regterhand wat eintlik vir jou koester, en wat eintlik vir jou dra. Dis nie daar om jou te straf nie. Jy het altyd gedink God straf nie. God wil nie vir jou straf nie. Hy wil jou red, hy wil jou kom beskerm, hy wil jou kom genees in elke area van hierdie pyn wat jy ervaar het in jou lewe. En al wat jy vanaand moet hoor is, he loves you, he loves you, he loves you. Jy dink, dit was nou maar jou lewenspad gewees, dit was God se plan vir jou gewees, maar vanaand is God vir jou, hy wil vir jou sê, vanaand hierdie woord spesifiek vanaand is vir jou, hy het vir jou 'n toekoms, hy het vir jou 'n plan, hy weet wat hy vir jou beplan, en dit is voorspoed en nie teëspoed nie. Vanaand is jy die een wat hierdie woord spesifiek moet vat, en ek wil net vir jou ook bid vanaand. Jesus, ons kom net vanaand, en U het self kom openbaar, en ons bid vir hierdie persoon, ons bid teen elke negatiewe patroon, wat haar of sy lewe kom beïnvloed het, en kom kwalifiseer het, Here Jesus. Ons kom kanseleer daardie patrone, en ons bid dat daardie patrone vervang sal word met dit wat U beloftes is, Here, dat in 'n ritme sal kom met U hart, o Vader, dat hierdie persoon ook sal weet dat U God is wat hom of haar so lief het, en U vir haar uitgekies, en U weet wat die planne is wat U beplan, en dit is voorspoed en glad nie teëspoed nie. Here, kom U net vanaand en verander elke gedagtegang, dat dit gedagtegang sal wees, want dit 'n God is, dat U God is wat liefde is, en dat U die een is wat kom beskerm, en dat U die een is wat omgee, en dra, en versorg. En ons eer en ons dank U, Here Jesus, dat U vanaand in hierdie persoon se lewe genesing bring. Amen. Yes. Ek sien Daleen van Sail, is 'n klomp wat nou kom, so net Tian, Daleen van Sail, wat ook klomp planne het, en ons glo dat die Here, ek weet jy het gebid daaroor, en dat jy glo dat dit ook die Here se planne vir jou is. Ja, amen. So baie seën en sukses ook vertrou daar. dit, ja. Ja, kom ons bid saam. Here, dankie ook dat ons weer vanaand kan bid. En soos Linda ook skryf, baie keer voel ons so lank gelê. En daarom kom ons, Here, en ons kom bind onsself weer aan U vas. Ons wil meer van U hê, en ons wil onsself aan U verbind. U het lank al Uself aan ons verbind. Ons wil absoluut net U ken, tot U bid. En selfs in mense situasies wil ons vra dat U daar sal opdaag. Daarom ook bid ons vir Lee, en ons bid, Here, dit soos wat ons net nou gesê het, dat alles goed sal afloop vir haar. Ons bid vir Anel Christo en Charlotte Womrans, en ons glo dat die longinfeksie en alles sal opklaar, en dat sy gou gesond sal wees. Ons bid vir Letitia en Elsie Vos en Christoph, en dankie Here ook vir goeie nuus wat Christoph gekry het. Ons bid vir Annelien en vir Pieter en Marina de Vos, Marinda Leroux en Theresa. Steeds bid ons, Here, ook vir Martin en Erna Pelser.
in 'n situasie wat nie hulle skuld is nie. En ons bid dat U vir hulle daar sal vashou en Here dat U self ook daar sal wees en dat hulle sal weet U is teenwoordig by hulle. Ons bid vir klein Iliana dat U met haar sal wees en ook met Sonja en vir Kobus van Sail en Johan van Rooyen. Ons bid vir Niels van Rensburg en vir Russell en Joan van der Berg en Mike. Dankie Here dat ons steeds kan bid vir Elsie Pieterse en Isak Jonker. Ons bid ook vanaand vir Velma de Kok, wat daar in ICU lê, dat U ook vir haar sal aanraak. Vir Elsie Baard, dat sy goed sal herstel. Bid vir Marie Klaasen, Here dat U met haar sal wees en dat alles ook goed vir haar sal afloop. Dankie dat ons steeds kan bid vir Philip en vir Elmarie, vir Trudy de Bisson en vir Letty en Linda Vermeulen. U ken elkeen, Here, U ken elkeen se stryd, U ken elkeen se pyn, U ken elkeen se vreugdes. Ons bid ook vir Tannie Nora en vir Jonet, de Toy en Andries, vir Dons Erasmus, vir Leon en vir Auntie Gog. Dankie Here dat ons hulle opnuut voor U kan sit, en so ook vir Ingrid Kuywood en vir Henny en Elsie Kien en vir Jacques. Here, U weet in die ouderdom wat aan die Audrey is, dat sy U so nodig het. En daarom bid ons vir haar. Ons bid ook vir Nicolien Tolmay en Anandi, en vir Karen en Susan Foyle, en Jan en Alicia. Dankie Here dat ons weet, U het ook planne vir hulle, goeie planne, planne wat in goeie sal meewerk. Ons bid vir Willem Here, vir Marian, Was van der Merwe, Tyra Rey. Bid vir Hein, vir Christo en Hanley, vir Clarissa Swarts. Ons bid Here, ook waar sy in voorbereiding gaan vir hierdie operasie, dat sy ook 'n stuk vrede sal hê en dat U haar gesond sal maak. Ons bid steeds vir Marinda en hulle besigheid, en ons bid Here dat daar 'n goeie uitkoms sal wees. Steeds bid ons ook vir Marius, wat infeksies opgetel het in die hospitaal, dat hy ook sal genees. Elkeen wat vanaand kyk Here en luister, wat U so nodig het, wat hulle net weer sal besef, U dink aan hulle, en U het planne vir hulle. Help ons elkeen om daarin vas te hou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, en amen. Ja, ons bid volkome genesing in elke area van jou lewe in. Mag Jesus ook vir jou dra, en mag jy ook in hierdie week wat voorlê, absoluut net besef maar dat hy het ook vir jou 'n toekoms, en is 'n goeie toekoms. Grasie. In ten spyte van jou omstandighede. Baie seën vir elkeen. Ons gesels volgende week weer. Mag jy regtig die Here se teenwoordigheid hierdie week ervaar. Ja, amen. Totsiens. Totsiens.